Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by ons Goeie Vrydag erediens. Ons bede is dat die diens vir u sal wees tot opbou in die geloof en dat dit sal dien tot die eer van die Here. Die wydingslied, Gesang 22, albei die verse, en die lofsang is Psalm 118, vers 12. Gesang 22, sing ons staande saam, en bly dan staan tot na die lofsang, Psalm 118, vers 12. Heilig, heilig, heilig is die Here. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Geliefdes, genade, vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Uit die woord van God, broers en susters, lees ons 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. Uit die brief van Paulus aan die Romeine, die 5de hoofstuk, die eerste 11 verse. Romeine hoofstuk 5, van vers 1 tot by vers 11. En terwyl ons nou die Bybel geopen het, kom laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Here onse God, op hierdie feesdag kom ons in berou oor ons sonde en met vreugde oor u verlossingswerk na u toe. Ons kom in berou omdat ons steeds met die vlekke en rimpels, die smet en die wonde van die sonde in ons leef. Ons kom met berou want dit is ons sonde. Ja, Here, my sonde wat u seun Jesus Christus aan 'n kruis vasspyker. Die lyding en sterwe van u seun, o Vader, is my skuld. Daarom kom ons in diep berou voor u staan. Maar ons kom ook met vreugde en dankbaarheid, Here Jesus, omdat u lewe afgelê het vir sondaars, ook vir my en vir elkeen van ons, sodat ons na u toe kan kom en by die Vader kan kom staan met vrymoedigheid. Want u het al ons sonde bedek. So wou u dit doen, en so het u dit gedoen in gehoorsaamheid aan die Vader, om daarmee ons sonde skuld weg te dra en ons met God te versoen. Nou kan ons lewe in vrede met God. Nou kan ons met blydskap leef as u kinders, o Vader. En nou bid ons dat u, o Heilige Gees, opnuut die geloofsekerheid in ons sal gee.
Stort opnuut die liefde van God in ons harte uit, deur ons die heil van Christus te laat sien, en in geloof daarop te laat vertrou. Maak daartoe ons ore oop om die blye boodskap van Jesus Christus te hoor. Maak daartoe ons harte ontvanklik, dat ons daaruit gaan lewe, en so sal leef in die roem op God deur Jesus Christus ons Here. Dit bid ons in sy naam. Amen. Romeine hoofstuk 5, ons lees van vers 1 af. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur wie ons ook deur die geloof, die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Dit is die woorde van die Here deur sy apostel. Gelukkig is elkeen wat dit hoor en wat daaruit gaan lewe. In antwoord op die skriflesing sing ons nou gesang 236, die eerste en die tweede vers. God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Die kruis op Golgotha, broers en susters, 2000 jaar gelede, raak nog elke dag u lewe en my lewe as gelowiges. En dit raak ons lewens ingrypend. Want ons lewe anders as die ongelowiges. Ons lewe anders as die wêreld. Ons lewe as die kinders van God. Deur die geloof is ons
geregverdig. En ons weet en vertrou dat ons sondeskuld betaal is. En daarom het ons vrede by God. Die oordeel is weggeneem. Ons leef as sy kinders. Ons leef as mense wat in harmonie is met God en met sy raadsplan, met God en met sy werke. Ons leef as mense wat heel geword het van die gebrokenheid van die sonde. En dit maak ons lewe 'n lewe van vreugde. Inderdaad, die geloof laat ons inkom in hierdie genade. Dit gee ons toegang tot hierdie wonder dat ons opnuut met God kan leef. Dat ons in die allerheiligste kan ingaan met vrymoedigheid. En dit gee aan ons lewe vastigheid. Die vastigheid van mense wat weet, ons lewe in die hand van God. En hierdie geloofsvastigheid, die laat ons roem. Die woordjie roem wat hier ten minste 3 keer in die hoofstuk gebruik word, beteken nie dat 'n mens nou groot praat, jouself verhef en sê ek is nou beter as ander mense, want ek is nou 'n gelowige nie. Die woordjie roem beteken soveel as dat 'n mens jou voor die hele wêreld self gelukkig prys. Dat 'n mens met vreugde jouself bevoorreg noem. Gelukkig prys omdat God na jou omgesien het. Bevoorreg omdat jy deur die geloof in die genade van God kan vasstaan. En in hierdie vastigheid kan lewe. En daarom kan ons ook roem in die verdrukking. Dis 'n merkwaardige woord wat Paulus hier gebruik. Die verdrukking beteken nie alleen, broers en susters, dat ons vervolg word of verniel word nie, maar die verdrukking beteken dat ons nog in hierdie wêreld, soos hy later in die brief skrywe, aan die nietigheid onderworpe is. Dat ons nog steeds in 'n wêreld lewe waar die gevolge van die sonde verwoestend werk. En dit bring verdrukking mee. Dit bring elke dag moeite en sorge, dit bring siekte en armoede, dit bring gebroke verhoudinge. Dit maak dat die beste deel van ons lewe, soos Moses dit sê, moeite en ellende is. Maar in hierdie lewe, in hierdie wêreld, terwyl dit met ons so gaan en elkeen van ons elke dag, om nou maar die ou spreekwoord te gebruik, sy kruis dra, prys ons onsself gelukkig. En sê ons, kyk wat 'n voorreg het ons, dat ons as kinders van God in hierdie wêreld nie in 'n kokon toegespin is nie, maar dat ons saam met die hele res van die wêreld kan lewe en kan lewe in die verdrukking as mense in God se hand. En die verdrukking wat ons so ondergaan, die werk lydsaamheid. Lydsaamheid, volharding as u wil, is nie maar 'n passiewe verdra van dit wat oor ons kom nie, maar is 'n aktiewe uithou en aanhou in die wete dat dit God se pad met ons is. Ek verdra dit nie maar net nie, ek loop saam met God op hierdie pad. So as dit swaar kry is dit God se pad met my, en dan kan ek ook daaroor bly wees. Kan ek ook sê, ek is bevoorreg, want die pad deur hierdie wêreld met al sy sorge en moeite en swaar kry, is God se pad met my. Daarom loop ek dit, en ek loop dit met vaste tree, want God hou my hand vas. En hoe meer ek loop,
hoe stewiger word my greep op God se hand. Want lydsaamheid werk beproefdheid. Beproefdheid wat beteken dat ons geloof gesuiwer en gelouter word, dat dit toeneem in kwaliteit, in egtheid, in sekerheid, dat ons geloof al meer en meer die dryfkrag van ons lewe word. Hoe langer ek saam met God op sy pad loop, hoe meer ek sy hand hou, hoe meer loop ek saam met hom, hoe meer kan ek sy hand hou, hoe meer kan ek daarin roem en met blydskap sê, kyk hoe groot is die voorreg wat ek het, dat ek in hierdie wêreld met al sy moeite op God se pad is, en dat ek op God se pad kan bly in vaste sekerheid. En hierdie vaste sekerheid werk hoop. Hoop wat nie maar beteken 'n ydel verwagting, iets wat ons dink maar dalk sal gebeur, 'n wensdenkery nie. Hoop wat beteken 'n vaste en sekere uitsig op wat kom. En op hierdie vaste en sekere uitsig kan ons roem. Ons kan bly wees, want ons sien waar hierdie pad van God met ons heen loop. Dit loop na die ewige lewe. Dit loop na die heerlikheid wat wag. En hierdie hoop beskaam nie. Dis die werklikheid van ons bestaan. Ons kan met groot blydskap lewe, broers en susters, ook in hierdie ruwe Suid-Afrika, met al sy geweld en misdaad, met al sy ekonomiese druk, met al sy rassevooroordeel, met al sy swaar kry, en onsself gelukkig noem. Ons kan voor die hele wêreld dit uitjubel. Kyk hoe groot is die voorreg van die kinders van God. Want in hierdie wêreld hou hy sy hand oor ons. Neem hy ons op sy pad. Laat hy ons met al groter sekerheid loop. En is ons oortuig daarvan, hierdie pad loop uit op die ewige heerlikheid. En dit sal nie beskaam nie. Ons sal nie, as 'n mens dit nou maar so kan sê, na ons dood met rooi gesigte rondloop en moet sê, o gats, daar het niks van gekom nie. Dit sal nie beskaam nie, want dit is gewaarborg. Dit is die vaste fundament van ons geloof en van ons lewe, dat God sy beloftes hou, en dat al sy beloftes in Jesus Christus waargemaak is. Dis die vaste fundament van ons lewe, dat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Daarin kan ons ook roem, dat die liefde wat God vir ons het, nie maar 'n liefde is waarvan ons net praat en waarvan ons sê dit is daar en wat ons dalk by ander kan waarneem nie, maar in u hart en in my hart as die gelowige kinders van God, is die liefde van God uitgestort. Dis in oorvloed gegee. Ons leef uit daardie liefde. Deur die Heilige Gees wat in ons harte kom woon. Die Heilige Gees wat ons laat glo. Die Heilige Gees wat ons oortuig. Die Heilige Gees wat, as ons dit so kan sê, aan ons gegee is as die deposito, om ons te verseker dat die volle prys betaal sal word. Nou al leef die Heilige Gees in ons,
En dis die eerste paaiement daarvan, dat ons in ewigheid by God sal lewe. Hy het na ons toe gekom, deur die Gees, dat ons na hom toe kan gaan in die ewige lewe. En hoe sal ons dit weet, dat dit nou so is? Die kruis op Golgotha sê, so sal ons dit weet. Die Heilige Gees oortuig ons van God se liefde. En hoe weet ons dat God ons liefhet? Toe ons nog swak was, het Christus op sy tyd vir die goddelose gesterwe. Toe ons nog magteloos gelê het in die sonde, toe ons onsself nog glad nie kon help nie, dood was deur die misdade waarin ons geleef het, toe gaan hang Christus aan 'n kruis. En nou sal iemand dalk sê, maar daar's baie mense wat hulle lewe gee verander. Paulus sê, miskien as dit 'n goeie mens is, maar Christus sterwe vir ons toe ons nog goddeloos was, toe ons nog vyande van God was. God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. En hoewel Paulus nie die argument gebruik nie, broers en susters, is dit 'n argument wat voor die hand lê. Dit is dalk moontlik dat ek sal sê, ek sal my lewe gee om my vrou te beskerm, of my kinders te beskerm, of 'n goeie buurman te beskerm. Maar wie van ons sal sy kind gee om 'n skelm te beskerm? En dis die liefde van God. Hy gee sy seun om ons te red toe ons nog goddeloos was, sondaars was, vyande was van God. En daarin lê die sekerheid van ons geloof. Want as God nou sy eie seun gegee het vir hierdie onverdienstelike sondaar mens, hoe sal ek dan kan twyfel dat hy al die ander dinge saam met hom vir my sal gee? As hy sy seun gegee het, hoe kan ek dan twyfel daaraan dat ek vrede by God het? Christus bewys God se liefde vir ons daarin dat hy aan 'n kruis gaan hang en Goeie Vrydag besuin dit oor die wêreld uit. Kyk, so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dit raak ons lewe elke dag, op elke terrein, ingrypend. Trouwens, dit maak van ons aardse bestaan 'n feestelike lewe, 'n vreugdevolle lewe, 'n lewe waarin ons kan roem en sê, kyk hoe gelukkig is ons, dat God ons in hierdie wêreld laat leef, dat hy ons vashou, dat hy sy hand oor ons hou, dat hy met ons loop en ons met hom kan gaan op die pad na die ewige lewe. En daaraan hoef ons nie te twyfel nie. Want as God ons vrygespreek het deur sy seun aan 'n kruis te gee toe ons nog sondaars was, hoeveel meer, sê Paulus, kan ons seker wees dat hy ons sal vryspreek nou dat ons in Jesus se bloed geregverdig is. Toe ons nog sondaars was en hy het ons gered. Hoeveel sekerder is dit, dat nou dat ons gered is, ons in die ewige heerlikheid sal ingaan. Daarom beskaam ons hoop nie. En so, broers en susters,
het die kruis op Golgotha 2000 jaar terug 'n ingrypende invloed op die lewe van elke gelowige elke dag. Dit laat ons lewe met vreugde. Dit laat ons lewe met sekerheid. Dit laat ons lewe met 'n uitsig op die ewigheid. Dis hoekom ons anders leef as die wêreld om ons. Maar daar is nog iets wat daarby kom. Ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus. Ons noem onsself gelukkig. Ons sê, kyk hoe bevoorreg is ons, dat ons God kan ken. Dat ons nie in die duister van die sonde en die dood bly lê nie. Dis nie die wêreld en ons gang deur die wêreld en ons plek in die wêreld waarin ons onsself gelukkig prys nie. Maar ons prys onsself gelukkig omdat God hom aan ons bekend gemaak het. Omdat ons nie meer hoef te lewe vir onsself nie, maar kan lewe vir hom. 2000 jaar terug, broers en susters, het Jesus Christus onder die verskriklikste lyding en marteling aan 'n kruis gesterwe. Maar die kruis op Golgotha wil nie ons oë vashou op dit wat mense aan God gedoen het nie. Maar die kruis op Golgotha wil hê ons moet ons oë ophef en raak sien wat God aan mense gedoen het. Sy liefde is in ons harte uitgestort, want hy bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Daarin kan ons roem, en met roem lewe. Amen. Ons sing saam in antwoord op die prediking, Gesang 192. Ons sing die eerste en die 4de vers van Gesang 192. Geliefdes in die Here Jesus,
Die heilige nagmaal is deur Christus self ingestel. Paulus skryf in 1 Korintiërs 11, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is in wese 'n verbondsmaaltyd, want hier word die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens weer bevestig. En as 'n verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. Dit is 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het immers by die instelling daarvan gesê, doen dit tot my gedagtenis. By die gebruik van die nagmaal roep die gemeente hom die hele lydensweg van Jesus Christus voor die Gees. Ons dink daaraan hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy die lydensbeker leeg gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit deur God verlaat sou word nie. En hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Dit is 'n waarborg. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek en hierdie beker aan ons gegee word, so seker is dit ons die brood en die wyn met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en aan sy opstanding. Hy waarborg in die nagmaal sy soenverdienstes vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het. Self die straf vir die sonde gedra het. Self daarvoor gesterf en opgestaan het. Self ons geregtigheid voor God verwerf het. Christus sê, dit is my liggaam en dit is my bloed. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie geleë in ons eie gevoelens op stemminge nie, maar dit is gevestig op die tekens uit die hand van die Here. Dit is gevestig in die Here self. Dis 'n gemeenskapsmaaltyd. In die nagmaal vier ons die gemeenskap met die Here Jesus en met mekaar. Die nagmaal verbind ons met sy dood en help ons om in die gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Maar ons word ook as lede van een liggaam deur die Gees in broederlike liefde aan mekaar verbind. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, wat ons het almal deel aan die een brood, sê Paulus in 1 Korintiërs 10. Dis 'n verwagtingsmaaltyd. Ons verkondig by die nagmaal ons toekomsverwagting. Ons het in die feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is, dat hy by ons bly, en tog sien ons ook as sy bruidskerk uit na sy wederkoms. Ons verkondig die dood van die Here totdat hy weer kom. Ons verlang as 'n gemeente, as die bruid van Christus, na die bruidegom en die bruilofsmaaltyd met die lam. Dit is 'n vreugdefees. In die nagmaal spreek die tekens van brood en wyn wel van die lyding en sterwe van Christus, en tog staan ons nagmaalviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Dit is 'n vreugdefees, want die Heiland bevestig hier op 'n besondere wyse die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding aan sy gemeente. Bevestig dat die liefde van God oor ons uitgestort is. Daarom is dit 'n dankbaarheidsmaaltyd. By die gebruik van hierdie tekens dank ons Christus met ons hele wese. En dit is ook ons ernstige voorneme om uit dankbaarheid ons lewens opnuut aan God te wy. Dit doen ons met 'n opregte liefde vir hom en ons naaste.
Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. Wanneer ons dit doen, verseker die Heilige Gees ons van twee waarhede. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf en in die geloof word ons so met hom verenig, asof ons self alles gelei en die skuld voor God ten volle betaal het. Verder voed Christus deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Wanneer ons begeer om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself vooraf eerlik sal ondersoek, sodat hy nie 'n oordeel oor homself eet en drink nie. Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met gedagtes, woorde of dade gedoen het. Daar is ook sondes van versuim waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen. Hierdie selfondersoek moet ons bring tot opregte berou voor die Here. Ons word ook opgeroep om ernstig na te dink oor ons geloof. Ons moet opreg glo dat al ons sondes op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is. En dat hy alle sondes wat nog teen ons sin in ons oorgebly het, met sy lyding en sterwe wil bedek. Ons word ook opgeroep om ernstig na te dink oor ons heilige lewe. Ons moet ons ernstig voorneem om voortaan met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde tot hom en tot ons naaste te lewe, as sy heilige kinders. Daar moet by ons 'n ernstige begeerte wees dat die Here ons geloof by hierdie nagmaal sal versterk. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus dit deur sy Heilige Gees in ons werk. Amen. Almal saam met dankbaarheid sy naam van harte prys en die woorde van die volgende skrifgedeeltes in ons hart saam sê. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Wat so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is die een wat gesterf het, ja meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het, want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Aan hom wat ons liefgehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.
Kom broers en susters, laat ons nou saam dank. Barmhartige God en Vader, ons loof en prys U dat U uit genade U Seun as middelaar aan ons geskenk het. Hy het deur sy kruis en opstanding die straf vir ons sondes gedra, sodoende vir ons die voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur hom is U liefde in ons harte uitgestort deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Ons dank U dat U aan ons die geloof skenk, waardeur ons in hierdie weldade kan deel. Ons dank U dat U ons opnuut tydens hierdie nagmaal in ons geloof wil versterk. Ons bid dat U deur die werk van die Heilige Gees die gedagtenis aan ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood totdat hy kom, sal gebruik om ons daagliks in die regte geloof en in die innige gemeenskap met Christus te laat groei. Ons bid dat U die heerlike vrugte uit hierdie nagmaalviering in ons lewens sal laat voortkom tot U verheerliking en tot ons saligheid. En pleit dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, gesang 185. Ons sing albei die verse van gesang 185 as slotsang. Geliefdes, gaan nou in die vrede van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees ons trooster, sy met u almal. Amen. Der wat woon in die hemel, sy naam, die rijk kom, die
Ek wil sê, broers en susters, as 'n mens hier voor staan en hoor hoe u die Onse Vader sing, dan gee dit 'n knop in die keel en hoendervleis.